Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Zaligmaker, op hierdie donderdag, die 26ste Maart 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Ek lees vanmôre uit die boek van Johannes, hoofstuk 11 vers 1 tot 44. En dit is die storie van Lazarus. Lazarus, die broer van Martha en Maria. Dit is 'n storie wat ons almal ken natuurlik, maar vanmôre wil ek vir jou iets so 'n bietjie uitlig. Jy weet toe Maria en Martha gesien het hulle broer is siek, het hulle alreeds gestuur na Jesus toe. Om Jesus te laat roep, dat Jesus kan kom help. En toe Jesus gehoor het, toe het hy gesê, in vers 4, dat hierdie siekte nie tot die dood toe is nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. En Jesus, vers 5, het Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. En toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Eers daarna sê hy aan sy disippels, laat ons weer na Judea gaan. En sy disippels het gesê, maar dit is die plek waar hulle u wou stenig, en u wil nou weer soontoe gaan. Maar Jesus se woorde, wat vir ons baie belangrik is, in vers 9, is daar nie 12 ure in die dag nie. As iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van die wêreld sien. Maar as iemand in die nag wandel, stamp hy hom, omdat die lig nie in hom is nie. Wat beteken dit presies wat Jesus sê? Jesus sê vir ons, wanneer ons in die duister bly, wanneer ons nie na hom toe kom nie, dan gaan ons ontstamp. Maar wanneer ons by hom is, dan gaan ons nie ontstamp nie. Dit het hy gespreek en daarna sê hy vir hulle, Lazarus, ons vriend slaap, maar ek gaan hom wakker te maak. En sy disippels het gesê, ja Here, u sal hom gesond maak. En Jesus sê toe direk vir hulle, dat hy is dood. Vers 18 staan daar geskrywe, en Betania was naby Jerusalem, omtrent 2 myl daarvandaan, en baie van die Jode het al by Martha en Maria gekom om hulle oor hul broer te troos. En toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. En Martha sê vir Jesus, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat alles wat u van God vra, God u sal gee. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. En Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Luister mooi na hierdie vers. Vers 25. Ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Sy antwoord hom, ja Here, ek glo dit. U die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. En nadat sy dit gesê het, gaan sy en roep Maria, haar suster, stilletjies en sê, die meester is hier en hy roep jou. Sy het, toe sy dit hoor, vinnig opgestaan en na hom toe gegaan. En Jesus het nog nie in die dorp gekom nie, maar was op die plek waar Martha hom tegemoet gegaan het. En toe die Jode wat by haar in die huis was en haar getroos het, sien dat Maria vinnig opstaan en uitgaan, het hulle haar gevolg en gesê, sy gaan na die graf om daar te ween. En toe Maria kom waar Jesus was en hom sien, val sy aan sy voete neer en sê vir hom, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Toe Jesus haar dan sien, ween, en die Jode wat saam met haar gekom het ook sien ween, het hy geweldig bewoog geword in sy gees en hom ontstel. Ons kan onsself nie indink hoe die hartseer in Jesus opgevloei het nie.
Hy het geweldig bewoog geword, sê die skrif vir ons in vers 33. En Jesus vra, waar het julle hom neergelê? En hulle sê vir hom, Here, kom kyk. Vers 35 sê Jesus het geween. Jy sien, ek wonder net vanmôre, hoeveel keer ween die Here vir jou en vir my? Omdat ons baie keer ongehoorsaam is, omdat ons baie keer twyfel of vrees, omdat ons kyk na dit wat ons oë sien en nie glo in dit wat die Here kan doen nie. Hoeveel keer word die Here vir my en jou bewoog, geweldig bewoog, omdat ons soos Maria en Martha is. Ons weet wat die Bybel vir ons beloof vir die toekoms, maar ons twyfel baie keer in dinge vir nou. Vers 37 staan daar, en sommige van hulle sê, kon hy wat die oë van die blinde man geopen het, nie maak dat hierdie man ook nie gesterf het nie. Jy sien, ons twyfel ook in dit wat Jesus kan doen. Selfs nou, terwyl hy in die hemel is, het hy vir ons die Heilige Gees gegee. Ons moet glo en vertrou, want die woord sê, dit wat hy gedoen het en nog meer sal ons doen, as ons glo. Die woord sê, as ons vir hierdie berg sê, gaan in die see in, dan sal hy dit doen, as ons net bietjie glo. En Jesus het weer in homself geweldig bewoog geword, en by die graf gekom, en dit was 'n spelonk, en 'n steen het daarteen gelê. Luister, hierdie graf was reeds net soos Jesus sinne. Maar wat nou hier gaan gebeur, terwyl Jesus bewoog is, geweldig bewoog is, ek is seker die trane rol, nie omdat iemand dood is nie, maar omdat hy hierdie mense verskriklik jammer kry, omdat hulle in ongeloof is. En Jesus sê, neem die steen weg, Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ryk al, want hy is al 4 dae dood. Luister mooi, toe Jesus opstaan uit sy graf uit, was dit heeltemal anders. En dis hoekom hierdie plaasvind, dis hoekom hierdie storie vir ons hier is. Hulle moes die steen wegrol. Die steen was nie weggerol deur engele nie. En Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. En hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê. En Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het, en ek het geweet dat U my altyd verhoor, maar terwille van die skare wat rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus, kom uit. En die oorledene het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek. En Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Toe Jesus opstaan, toe die disippels en die mense by sy graf kom, was sy doeke daar opgevou. Dit het daar gelê. Hy het nie uitgestap met sy doeke nie. Jy sien, wat 'n groot verskil is dit. Lazarus het uitgekom met die doeke aan sy lyf. Mense moes hom losmaak, maar Jesus was 'n wonderwerk bo alle wonderwerke. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons bid vandag, Here, dat U vir ons ook die wonderwerke bo wonderwerke sal wys, Here. Dat ons kan glo, Here, omdat ons ook baie twyfel en baie vrees, Here. Dat ons ook soos Martha en Maria weet wat die woord sê en tog baie twyfel in dinge, Here, maar dat U ons oë sal oopmaak en U ons sal wakker maak, Here. Want ons weet U is ons koning, ons verlosser, ons saligmaker. U het ons losgemaak. Dankie, Here, vir hierdie skrif, dat tot ons dit kan sien dat U Christus is, Here. Dat U die oorwinnaar is, dat U die krag is in Jesus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.